pabinat. Goeiemorgen, elkeen vanmorgen onder in die huis van die panel van Bernse. Vanmorgen wil ek toch net een ding van die gemeenskap van Christa af. As ons 'n gesang kry, en hy wys vir ons is net 4 verse wat ons moet sing, dan hou ons by die 4 verse as gevolg van die tyd. En in gelyke tyd wil ek vanmorgen onze mama's verwelkom hier in Priska. Dat dakloose mama's wat weet hoe hard hulle gewerk het met mama Paneel. U is welkom vanmorgen hier in die huis. Baie dankie. Ons gaan die eerste persoon oproep, Lerato Mouwers, om vir ons die begrafnisbrief te kom doen. Een liefdevolle herinneringen aan Sina van Nel, geboren die 17 December 1949, oorlede die 5 Maart 2021, begrawe die 13 Maart 2021. Die begrafnisbrief. Wie sal ooit die hart van 'n ma en 'n vrou verstaan? Waar sy soms so baie van haarself gee en min terug verwag. Waar sy soms terugstaan wanneer haar opinie nie tel nie. Waar sy huil sonder dat dit niemand dit sien. Waar glimlag haar troos is waar sy soms so leeg en alleen voel, dit nie wys nie. Dan kom God en hy vul haar met alles wat sy nodig het. Hy droog haar trane en hy gee haar sy vrede. Mag mamas en vrouens nooit God se hand los nie. Ons berus wat ons weet dat haar boot nou aan die eindbestemming aan die ander kant bereik het, waar Jesus inwag met 'n engelekoor. Sy laat na haar 3 seuns, 6 kleinkinders, 3 agterkleinkinders en 'n breë familie en vriendekring. Ons kry weer 'n gesang 153. En hierdie gesang is die gesang wat hierdie soldaat mee opgestaan het wanneer hy die woord van die Here bring. Daarom wil ek hê, sing hom tot lof van die Here vanmôre. Sing, moenie bang wees om te sing nie. Baie dankie. Jy vriend
Mama Dika roep. Maar sy het daar eie staf wat sy mee opstaan. Zodat ons daar niet kwak maak. Amen. Predikers, moeders, beroepte familie en die hele gemeenskap. Ek weet ek het 'n moeilike tak gekry. Om te praat van hierdie soldaat. Want ons het saam groot geword. Soos wat ek aan sy die woensdag aangesê. Sy pa as met Sampie van Mel. Sy ma as met Jade. Maar sy het by haar ma en sy pa groot geword. Sy het by die ouma groot geword, ouma no White. Maar hulle was 3 broers, sy het my altyd vertel van sy 3 broers, sy pa se 3 broers. Mama Kompela se pa, Griepie se pa, en met Sampie van jou. Hulle 3 was die broers. Maar in ons groot word, mama het gehoor, die vraag van die tijd, gehoor van die tijd. Maar ek wil iets sê van sy gebeur. In ons groot word, het ons skool gegaan. Sy het eers by die Bantu-skool gegaan. Het was gesê Bantu-skool. Ons het ons klomp name gehad, dis Bantu-skool, dis wat, dat is nou swart mense is. Maar nie te min. Ons het altyd so bly geword as die skool met sleet. Want dan weet ons nou, as holiday ons sal die huis bly in. Ons was 'n groepie daar in voorkroep. Dat as ons bymekaar is, ek weet as die skool gesluit het, as nog skep water by die rivier, en daar word nog gespeel in. Die alle huise, soos wat ons daar allemaal door mekaar is, die huise se dromde word volgemaak, want ons het nie vir kraan geken nie. Ons moet maar in die rivier uit water dra. En dan word die dromde nou volgemaak. En as ons klaar is, want ons het ons nou streng ouers gehad. As ons klaar die water gedraai, dan moet die huis kon skoongemaak word. Alles moet gedoen word deur ons. Maar as ons daar klaar is, dan speel ons. Ons het pophuis gespeel, nie soos nou se kinders wat die pophuis ken. En as ons nou van die pophuis speelry afkom, nou kom soek ons kos. Sy het sommer by enige huis ingegaan en op soek sy kos, hy eet sy. En daar daar voor die kerk, voor die Wesselse kerk, was ons huis. En agter ons huis was ouma Dolly, ouma van Stade,
die Joegos, die Witboys, almal het daar gestaan. Die hele huis is se kinders. As saam vertrek, ons het gelyk soos een mens se kinders. So het ons ooreens gekom en hy voorkom. Maar dit was 'n lekker tyd. En moet Sampie van Nel het 'n donkiekar gehad. As dit lyk dit net as ons almal op by donkiekar. Ons gaan rivier toe word op water geskep. En toe kom die tyd dat ons nou moet uit mekaar uitgaan. Maar voor ek die stukkie vergeet, as ons, die tyd wat ons skool gegaan het, was ons altyd inspuiting gegee hier by die skool. Hier by die skool. Nou die oupa was baie bang vir inspuiting. Nou so skoolkinders staan as nou so in 'n ry. Alles hy daarvoor, as jy hom kan kry, is hy daar agter, want sy's bang. Sy word altyd lastig gespuit omdat sy bang is. Toe kom die tyd so dat ons nou moet uit mekaar uitgaan. Sy gaan skool toe, die erf toe, ek is toe die kant toe, Hersel toe. Wat met hulle in voel met hulle wie goed ons kap toe, dom goed. Ons is heel uit mekaar uit. Maar toe die Here dit so beskik dat ons weer by mekaar gekom het. Dat ons weer by die TB hospitaal. Toe ons daar by mekaar gekom. Toe sy gesinsbeplanning werker. Nee, daar is nou weer gekom en die keer ons twee. So daar getrek en ons is Prieska kliniek toe. Daar ook weer sang geweer. En dit was 'n slim vrou die gewees. Kyk, hy sien 'n ding ver. Dan vertel ek jou, hy sê, sien jy vir dinge? En jy sien, hy sien reg. Hy sê, nee suster, ek sien my. Maar dan gaan ons nou toe maar aan. Toe Ken Benny se kliniek gebou word. Toe sê sy vir my. En toe sê ek sommer eers ek gaan Ken Benny kliniek toe. Toe sê vir meneer van Skalkwyk. Toe sê ek gaan Ken Benny kliniek toe. Toe sê jy sal my nie agterlos nie. Ek gaan saam. En ons is toe regtig weg Ken Benny kliniek toe. Daar gewerk met Ken Benny kliniek. Maar dit was goed om daar te wees, om saam met haar te werk. Nou vertel sy vir my, sy sê vir my, weet jy, een kanaaf het 'n vrou gekom, met 'n kind. En die kind het gebrak. En dan sê sy, toe die kind nou so gebrak, dat hy so gebrak het, dat hy naderhand, sorry toch my mense, want ek moet nou die ding praat soos het sy vir my gesê. Die kind het naderhand wurms uitgekom uit die mond uit. En toe sê sy, weet jy man, jy kan daar vanaf. Hou ek nie om iemand te help wat brak nie. Want naderhand begin brak ek op. En sê sy, weet jy, ek koop nie, daar is die ding, die lange goeders, die wit goed sy naam, makaroni. Hy sê, my kinders lei in sy daar onder, want ek koop nie makaroni. Omdat as ek die makaroni sien, dan sien ek die wurms met die kind sy mond uitgekom. As net soos lemoene. Lemoene het vir haar allergies gemaak. So kom hulle by die kliniek en ek sien iemand eet lemoen, dan sê ek vir hom, asseblief toch, moenie hier eet nie. Ek eet hom buite. En as sy berens nou die ryk van die lemoene kry, is dat iets anders. Nee, dat gehoorsaam die mense maar. En sy is toe regtig, en ons is toe regtig maar aangegaan daar by die kliniek. En die 22ste van verlede maand, dan stuur sy my, die week voor die, stuur sy vir my 'n foto met my meisiekind, toe les sy hier in die hospitaal. Waar ek en sy, en Suster van Deventer, Marie Lou en Rose Petra saam staan ons 5. Toe
toe ek nou hier kom by haar, dan sê ek vir haar, "Ai, Lena, suster, ek het die step geverkeerd om vir jou die snap terug te bring." Dan sê sy vir my, "Nee, Matjika, die snap is jou gedagtenis." Dan sê ek, "Nee, o, dankie." Hierdie gesels is hiervan en daarvan. Dan sê sy vir my, "Ek is bly dat jy gekom het. Want ek het gedink om jou." Dan sê sy, "Matjika, die Here gee vir ons kanse. Ek het my kanse gehad, ek het rondgestaan, ek het alles gedoen wat ek kon gedoen het. Maar nou het die Here van my neergesit. En ek moet net aanvaar wat die Here my neergesit het. Ek was bekommerd oor een ding, maar die Here het my bekommernis uit die weggevat." Dan vra ek van, "Vir wat was jy bekommerd?" Hy sê, "Ek was bekommerd oor die kinders van Nessa. Maar die kinders het vir hulle self ouers gekry." Dan vra ek vir haar, "Waar is Rastakop?" Want ons het die groot enetjie Rastakop genoem. Dan sê hy, "Nee, Rastakop het vir hom vir Quentin gekies, sy tata. Nou ook, hy het getrek, hy bly by Quentin. En die kleintjie het vir hom vir Ria gekies, Ria sy ma. So die Here het my probleem opgelos. Nou kan die Here maar maak soos hy sien met my." Ek sê vir haar, "Nee, suster, jy kan nie so praat nie." Hy sê, "Matjika, ek het jou gesê, ek het my kanse gehad. Die Here het my gegee, ek het my kinders groot gemaak. Elkeen staan op sy eie. Nou is dit tyd dat ek nou moet na die kruis toe kyk. So as die Here se roepstem kom, dan moet ek antwoord gee." Dit was Suster Berends gewees. 'n gelowige vrou. Okay, sy het daar 'n foto gehad, want elke mens het tog sy foto. Niemand is volmaak. Ons almal het 'n twee kante, wat is afdeling. Maar sy was 'n opreg vrou. Want sy was reguit as jy wil 'n ding sê, hy sê, "Julle kinders of ek jou vertel." Dan sê hierdie ding hou nie van nie. Die ding is hier reg. So 'n mens was sy geloof. En ons het baie lekker gewerk, want toe ek aftree, toe sê sy vir my, "Ek is kort agter jou." Sy was nogal seer geweest toe ek aftree. Toe sê ek, "Nee, jy jou tyd sal ook kom, dat jy moet aftree." So, dis al wat ek kan vir die familie sê. Haar kinders, wil ek sê, julle se ma het vir julle nagelaat. Maar hy het vir julle met iets nagelaat. Hy het vir julle met 'n respek nagelaat. Hy het vir julle met alles nagelaat wat hy vir julle geleer het. So, hou net waar sy vir julle geleer het. Moenie weggooi dit wat hy vir julle gegee het. Ek sal ook net hierdie ding vra. Mama, dat is toch Samsung, want dat is een van die dinge wat, as daar iemand gesterwe het, dan sing sy dit. Ek wil toch net sê, "Hamba kashe man kwai." Usikhonzela kuya khona. Hamba kashe Mama Matjika sê baie dankie vir daardie hulpblik.
Jy weet hier in die wêreld in, Amen. doen jy dinge. Jy raak groot. Jy doen dinge. En die dag wanneer jy nie meer daar is nie, dan word jou geskiedenis gelees. Ons gaan oorgaan na die psalms. Psalm 90. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voorgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe, U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak die einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny. En teen die aand is dit verlek en dit verdroog. Ons vergaan onder U toren. Ons gaan ten gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lig. Onder U toren vlieg ons daar. En skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar. Of as ons baie sterk is, 80. En die is vir swaar kry en leed, dit is gou verbly. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van U toren beter as U dienaars? Wie ken die gramskap beter? Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe mag lank juig en bly wees. Soveel dae as die waarin ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word, en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Ons gaan nou die eerste skrif weer gebruik. Skriflesing vir die oggend is 'n skriflesing uit die brief van aan die Hebreërs, hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 16 tot 20. Hebreërs 6 vanaf vers 16 tot 20. Want mense sweer by een wat meer is. En die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad betoon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingang tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Hoor die woord van die Here. Ons kry 'n
gesang uit die gehoor uit, gesang 41, om die boodskapper op te tel. Wat ek doe om eerstens aan al die kinders van alle, Annie, suster, ek praat nou van al die kinders. Ons innige simpatie en meegevoel oor te dra. Julle het 'n anker verloor. Julle het 'n ma verloor. Maar ons wil julle verseker, julle het met haar die kombuis binnekamer gedeel. Ons het met haar in die kerk gedeel. Ons wil vir julle sê, die God wat Nani aanbid het, hou vas. Die God wat sê aanbid het, daaraan moet julle vas. Julle het 'n erfpos. Nie geld nie, nie silwer nie, want dit vergaan. Maar julle het 'n erfpos van geloof in God. As julle dit vernalaat, dan is dit julle saak. Maar julle is nie wees gelaat. Ek dink alle het bewys dat as jy God aan jou kant het, wie kan dan teen my? As die Here vir my is, wie kan dan teen my? Dit beteken dat ja, as ons lewe, dan is dinge wat met ons gebeur. Hoe mooi jy ook al wil trap, daar is mense wat jy ongelukkig sal maak. Dis die lewe. Niemand kom ongeskonde daarteen. As goed waaroor jy beheer het, daar dinge waaroor jy glad nie beheer het. Soms weet jy nie eens hoekom is iemand vir jou kwaad nie, maar jy het nie beheer daaroor nie.
Maar wat ons kan wegvat van alle af is, as God vir jou is, wie kan teen jou? As God jou anker is, teken nie, daar sal niks wees nie, maar dit maak nie saak. Jou fokus, jou oog, moet gefokus wees op God. Ons leidsman en die volleinder van ons geloof. Dit sal ons deur die lewe vat, maar ook sal dit ons deur die Jordaan. Ek moet namens die Breë Kerk, en ek weet, al die predikante sal graag hier wil weet. Almal wat so verby gekom het, vanaf die ou English missionaries tot op die laaste, waar Suid-Afrika, of ons as Suid-Afrikaners, begin het om rolle in die kerk op te neem. Ek bring groete van die groter kerk, want alle was nie net 'n leier by St. Luke, hulle was 'n leier in die Breë Anglican community. Sy word geken. Anders ken nie haar naam nie. Hulle ken haar by haar stem met die sang. Maar hulle weet, daar is iemand in St. Luke en Prieska wat haar skoene vol staan en wat die naam van die Here groot maak, soos net sy dit kan doen. So ons bring seën, ons bring groete, ons bring ons medelee. Ek dink ons moet ook sê, kerk is soms baie selfsugtig. Ons moet sê dankie vir die kinders. Dat ons hulle maar kon deel. Ek weet as mense soos alle as jy die kerk wegvat, dat daar niks meer. As mense wat gelewe het vir die kerk, en kan ek bysê, nie net vir die kerk nie, maar vir Jesus Christus. Want die kerk is die liggaam van Christus. Jy kan nie die geboue aanbid nie, maar die Here van die kerk. Daar het ons gedaan, daar het ons gesing, en dan agterna sal jy byval, o, jy ek het nie gekoop nie, die mense seker, dit bek daar by die huis. Of o, die groente is nog nie eens geskil nie. Maar jy sal maar die pak vat as jy by die huis kom. Want hierdie tyd is 'n tyd waar jy sonder enige versteuring net kan fokus op God. Want daar is so baie dinge wat ons verstand kan wegvat. En so wil ons ook vir die kinders sê, baie, baie dankie. Julle boodskap op die pamfletjie sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Sê die ou vertaling, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wenstreep bereik, en ek het gelowig en uitgehou. Oh, hulle sê, iemand sê, dit maak nie saak hoe goed jy begin nie. Wat saak maak is jou einde. Jy kan sprint, wegspring, spoggerig wegspring, maar jy moet onthou, hierdie is nie 'n sprint. Hierdie is 'n marathon. En as jy marathon hardloop, sê hulle, as jy met hulle praat wat marathons hardloop, jy moet jou pace moet jy bepaal. Jy moet hom beplan volgens jou eie vermoë. Jy moet weet as dit opdrand gaan, dan moet ek hier alles uithou. Ek moet nie alles uitdaal nie, ek moet so teen 'n vasgaan dat ek net op die kruin kom. As dit afdrand is, ek moet nie saam met die spoed van die bult gaan nie, ek moet hou want ek het hierdie asem nodig. Want die afstand is lank. En ek hou van hierdie skrif wat sê, ek het gelowig gebly en Amen. Amen. In die wêreld word ons geleer competition.
eerste, tweede, derde. En oral steek hy sy kop uit. Jy weet, sommer ongenooid, ongevra, enige ding verander in 'n kompetisie. Dis die invloed van hierdie wêreld. Ek sit vandag my hoed so op, môre sê iemand, ek gaan 'n bietjie weer anders doen. Ek dra vandag hierdie ding, net omdat jy so voel, môre sê iemand, ek gaan nou weer myne, jy gesien myne, gaan ek so maak. Enigiets verander, want ek wil beter wees as die volgende. En as jy nie wakker slaap nie, maar jy weet, dis die ek wat jou so rondgooi. Want ek moet ten alle koste geprys word. En as jy vir ek volg, jy sal in die hel beland. Daarom is die ek nie meer belangrik nie, maar Jesus Christus. Oh, en by hom sê hy, jy moet net uit volhou. Maar ek gaan teen jou pas. Jy nie vir suster se pas dop hou en broer se pas dop, gaan teen jou eie pas. Want wat belangrik is jy moet uitgelowig by die Here. Daarom is dit so lekker by die Here. Dit is so lekker om die Here te dien, want as die Here in jou gees is, dan worry jy nie van kompetisie nie. Mense sal sê, die ene beter gepreek as daai ene, jy worry nie daaroor. Die ene sê, jy het die gebed gehoor, hy steek oral sy kop. Daarom as jy nie gefokus is in die gees om te weet hoekom is jy hier nie, dan sal jy wegraak. Dan sal jy wegraak. En ek het een ding van hulle vasgehou. Het maak nie saak wat op haar pad kom nie. Met die Here sal jy red. Weet as mense as iets met jou gebeur, dat jy so skaam, jy wil nie eens kerk toe. Want wat sal die mense sê? Maar dis juist waar jy moet kom. Dis juist waar jy by die Here moet uitkom. Sodat God jou kan vertroos en hy is die enigste een wat dit sal doen sonder 'n bymotief. Sonder om daaroor te skinne. En daarom hou ek van dit wat hulle hier geskryf het. Paulus se woorde. Ek het gelowig en uit volgehou. En daarom weet ons. Sommige mense sê as ons preek, hulle wil vir dinge in die hemel inpreek. Nee, praat jy maar oor die goed wat jy wil doen. Ons praat oor wat ons gedeel het. Ons praat oor wat ons cherish. Want ons oë was gefokus. Dis wat ons 'n groot familie gemaak het. Ek wil u 'n boodskap los. Hulle sê COVID so. Jy moet ook 'n COVID preekie hê. Ek weet terwyl ek deur die week mediteer en dink aan Allah en reflect. Maak die Here so dat ek op hierdie vers afkom en ek kon nie wegkom van dit nie. En dis die vers wat ek wil deel vir die kinders van Suster Berit. Allah. Dis Hebreërs hoofstuk 6. Net 18 en 19. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, bekragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangse. Ons het dit as 'n anker, vers 19, van die siel, nie van die liggaam nie, van die siel
wat veilig en vas is en aangaan tot binne in die voorhangsel. Hy nie tot diskant nie, tot binne in die voorhangsel, tot by die hart van God. Hy sal deur die Jordaan deurgaan. Die skrywer van Hebreërs, en soos al die skrywers van die Bybel, hulle het altyd 'n beeld geneem en voorbeelde gemaak van dit wat mense mee kan relate. En soms vat ons dit letterlik as God se wil, maar hulle gebruik voorbeelde om 'n baie dieper boodskap te bring. En die beeld wat hier gebruik word, hier is die see. Want die mense in die tyd van die Bybel, hulle het 'n baie nou band met die see gehad. Die see was hulle behulp, visserman. En die bootjies wat hulle gebruik het, was nie die wat ons vandag sien met sterk engines. Dit was maar die roeibootjies. En dit was hulle omgewing. En whether jy dit like of nie like, iemand moet uitgaan see toe, want daar moet geëet word. En daar moet verkoop word. So dit was hulle behulp, die see. En daarom gebruik hulle hierdie voorbeeld dat die see was gebruik as 'n simbool van onsekerheid, simbool van 'n plek waar vrees jou kan oorweldig, 'n plek waar jy moet gaan. Dit lyk mooi, maar as jy eers hier diep in die water is, dan verander die weer. En waar jy, soos ons in Engels sê, vulnerable is, waar jy kwesbaar is, 'n plek waar jou eie planne nie meer vir jou kan vorentoe vat. 'n plek waar jy jou bevind, waar jy sê, ek het nou nie dit verwag. En in my hande en in my kop is daar niks wat my nou kan help om deur dit te gaan nie. En daarom was 'n groot vrees vir winde en golwe, soos ons in die Bybel dit lees. En daarom, my vriende in Christus, onsekerheid, teleurstelling is deel van die lewe. Elke kind van die Here is soos 'n bootjie wat op die see gestoot word. Daar's goed wat jy sal kan beheer, daar's ander wat jy nie sal kan beheer. En soms is dit so dat goed op ons pad val wat vir ons bang maak, waarvan ons onseker is, en waar jy vrees dat die ergste sal of kan gebeur. En net so ook in hierdie tyd van Suster Alla se afsterwe, die Van Nel, die Breë Van Nel familie, Berends familie, is dit ook so dat die dood bring ook mee onsekerheid. Die dood bring mee dat iemand wat daar was, is nie meer daar. En daar kom onsekerheid oor ons lewe. Wat dink hierdie is die boodskap wat ek vir die kinders en die familie van Allah wil los. Vrees en onsekerheid het hierdie potensiaal om jou perspektief op die lewe te beproef. As jy nie jy is nie, as vrees jou oorval, onsekerheid, het dit die potensiaal om jou perspektief, en kom ek maak dit nog meer beter, jou geloofsperspektief te beproef. Dan kom 'n tyd dat jy voel, maar is dit die moeite werd? Maar wat die woord van die Here ons wil leer, is ja, daar is dinge wat met ons gebeur, wat ons sekerheid bring. En dit is so deel van die lewe. Maar
Jou perspektief op die geloof word beproef soms tot die uiterste. En wanneer die dood op ons pad kom, is dit dieselfde wat gebeur. Nou my liewe vriende in Christus, laat ek vir u dit meedeel. Die woord van die Here leer vir ons, jy het 'n anker. As dit lyk dat die winde jou bootjie bietjie rondstoot, jy het 'n anker. En daardie anker is Jesus Christus. Daardie anker is Jesus Christus. Dis ons lewensanker. Hebreërs sê onveranderlik. Onveranderlik is God. Ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is. Nou gaan hy verder. Hy sê wat ingaan tot die binnekant van die voorhangsel. En daarom wil hierdie skrywer dit vir ons sê, dat dit is belangrik dat jy geanker is in die Here Jesus Christus. Dat terwyl jy so wandel, maak seker dat jy jou bootjie, die tou wat jy het, rondom die regte anker vasmaak. Want dis wat ons doen nou, soos wat jy lewe. Jy het klaar 'n anker gekies. Maar sommige keer kies ons die verkeerde anker. En die anker wat Allah gekies het is Jesus Christus. En in haar hele lewe, dit kan niemand van haar wegneem nie. Sy het daar lyn gespan rondom hierdie anker. Sy het daar bootjie stewig vasgemaak rondom hierdie anker wat Jesus Christus is. En daarom die liggaam van Allah lê hier. Maar sy het 'n groter anker vasgemaak. Sy is so geanker dat ja, die oorskot sal agterbly, maar haar siel sal deurgaan tot aan die binnekant van die voorhoof. En sy het deur haar lewe het sy vertrou op die Here. Sy het gelewe vir Jesus en vir sy kerk. Ek sê weer wat Pajika gesê het, ons sê nie Allah was 'n engel nie, want niemand is 'n engel nie. O, dankie Here dat U nie kyk na die foute van nie. O, dankie Here dat hy nie kyk en sien vaskyk teen die verkeerde dinge nie. Nee, die Here sien jou hart en jou siel wat uitgaan. Wat sê, Here, ek soek vir U, Here. Ja, ek doen dalk dinge wat teen lyn met U wil is nie, maar Here, my siel dors na U. En wanneer God daardie kreet hoor, dan maak hy sy arms oop. Hy maak sy arms oop. En hy herinner my nie aan die verkeerde dinge wat ek mee sukkel met. En daarom sê die woord van die Here vir ons, jy het 'n anker. Jy het 'n anker en jou anker is die woord van die Here. Jou anker lê by die kerk van die Here. Maak nie saak in watter genootskap nie, want dit is belangrik dat jy nie net die kerk dien nie, maar die Here van die kerk. Dit kan ons sê van ons suster. Dan soos haar bootjie nou tot op 'n einde gekom het. Sê die Here kom huis toe my kind. Jy het die regte anker gekies. Haar bootjie sal by die regte plek aanland. Dis ons geloof. Dis ons geloof. En daarom my vertroosting vir die kinders is dat Allah is by die Here Jesus Christus. Haar hart het uitgegaan vir God en sy werk. En daarom weet ons
dat sy by die huis kom. Sy het haar klere soos Openbaring sê gewas in die bloed van die lam Jesus Christus. Sy word daar gewag deur die klomp gelowiges. En dan soos die ouderling sê, wie is hulle wat daar aankom met die wit klere? En sê hulle, nee, dis die wat vir hulle gewas het, die wat kerk toe gegaan het, die wat die Here geprys het, die wat gesê het, ek wil by die Here bly. Ek gee, ek offer my lewe, nie my perfekte goed nie, my lewe, my swak en my goed offer ek en wy ek aan. Dit is hulle wat daar met die klere. Jy moet jou klere was terwyl jy op aarde is. En jy is nie skoon nie. Jy kan dink jy blind en jy het nie nodig om te was nie. Ek wil nie die ander woord gebruik nie, maar daar spikkels wat jy nie kan sien nie. Yes, daarom het jy nodig. Dis wat ons hier doen, ons was. In die bloed van Jesus was ons klere. Jy moet ophou was wanneer hierdie tyd aangebreek, sodat jy kan aansluit. As niemand wat 100% is, miskien vir jou ja, maar nie by die Here nie. Hulle sê, hoe nader jy aan God kom, hoe meer, is maar so met 'n spieël ook, as jy 'n val spieël kyk, hoe lyk jy so mooi. As die spieël skoon gemaak word en 'n spieël met 'n groter, dan sien jy, hier's 'n kwaliteit. So, hoe dieper jy groei in die Here, hoe meer sien jy, hier lê ons nog weg. Hier lê weg. Maar as jy wegbly, jy sal spog met hy beeld van jou. Maar hoe meer jy jouself ontbloot voor God, skaamteloos ontbloot, erken, sien jy en wys die Gees vir jou, hierdie daar's 'n spot, daar's 'n kwaliteit daar's. Is nog te veel jaloesie hierdie kant. Jy praat nog te veel oor ander mense hier aan hierdie kant. Jy steur my gees. Maar jy kan dit alleenlik agterkom as jy nader aan God beweeg. As jy jou was in die bloed van Jesus. Ja, jy bly nie op een punt nie, jy moet beweeg, jy moet nader kom, sodat op die dag, dat daar getuig kan word van jou en sê, dit is hulle wat hulle gewas het in die bloed van die lam Jesus. Jy het 'n anker, alle het 'n anker. Onwankelbaar. Vers 18 sê dat God sou nie lieg nie. Vers 18 van Hebreërs sê, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, bekragtige bemoediging kan hê, wat ons ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat vir ons voorlê. Daarom wil ek julle bemoedig, ons broers en susters van alle. Kom ons bly op die pad. Ja? Mense sal jou kwaai. Ja? Jy sal teleurgestel. Ja, want is mense. Is mense anders is swak, anders is sterk. Maar jy moet by die Here bly. Ek en u moet seker maak dat ons bootjie by die regte anker was. Jy weet, terwyl ek so mediteer deur hierdie teks, dink ek so daaraan. Toe ons nou groot geword. Ek is nou 58. Ons het al iets so speletjie gehad. Mense, sommies, maatjies kom. Dan kom hulle sommer so by jou verby, dan stoot hulle jou so. Maar as jy dit nie verwag nie, dan sal jy mos. En toe het ons nou gesê, okay, jy moet staan op jou voet wat die sterkste is. Okay. Ek het nie geweet, een voet kan sterker vasstaan as 'n ander. Maar dan realiseer ek, okay, daar is so ding. Jy het 'n vasstrap voet, is dit nie waar nie? Jy het 'n vasstrap, as iemand jou kom vang, jy's op jou vasstrap voet, dit sal maar kos om jou om te kry.
Maar as jy op jou swak voet kom vang, dan sal jy val. En ek sê vir myself, ons moet seker maak dat ons hierdie vasstrap voet, die voet maak wat op Jesus geanker is. Laat ons al die ander goed doen, maar laat ons seker is, die vasstrap voet, die anker, is in geestelike dinge, is in die werk van die Here. Dan het ek 'n anker wat my sal inlei tot in die voorhoede, wat my sal vat deur die Jordaan. As jou vasstrap voet in die wêreld is en die dinge van die wêreld, dan sal die dood jou omstoot. Die dood kon nie vir alle omstoot, want 'n vasstrap voet was by Jesus. Die Here seën vir u. Die Here seën hierdie familie. Die Here seën ook die nagedagtenis van Anna. Dit wat sy vir ons beteken het. Dit wat sy vir die kerk beteken het. Dit wat sy gedoen het om die naam van die Here te groot te maak en te verheerlik. Mag daardie Jesus haar vasdruk aan sy boesem en mag sy by 'n ereplek by God se genade vesting kry. In die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Amen. Mag die Here met u wees. Kosi
ons suster Allah aan die genade van God, ons skepper en verlosser opdra. Hemelse Vader, deur die almag het die lewe aan ons gegee, en in die liefde het U ons in Christus Jesus nuwe lewe gegee. Ons vertrou Allah aan die genadige bewaring toe, in geloof in Jesus Christus, die Seun, ons Here, wat vir ons gesterf het en weer opgestaan het om ons te verlos, en wat nou lewe, en met U en die Heilige Gees regeer, in ewige heerlikheid. Amen. Ons bid vir die familie en almal wat proef is. Almagtige God, Vader van alle genade en gewer van alle vertroosting, wees barmhartig teenoor hulle wat treur, dat hulle alle laste op U mag werp en die vertroosting van U liefde mag ondervind, deur Jesus Christus ons Here. Amen. Ons bid vir onsself. Skenk ons, o Here, wysheid en genade om die tyd wat nog vir ons op aarde oorbly reg te gebruik. Lei ons tot berei oor ons sondes, beide oor die kwade wat ons gedoen het en die goeie wat ons nie gedoen het nie. Versterk ons om in die voetspore van U Seun te volg, op die pad wat U tot die volheid van die ewige lewe lei, deur Jesus Christus ons Here. Amen. Maar God in sy eindelose liefde en genade die hele kerk, beide die lewendes en die wat in die Here Jesus gesterf het, tot 'n vreugdevolle opstanding bring en tot die vervulling van sy ewige koninkryk. Amen. Halleluja. Amen. Goeiemôre almal. Wanneer ek altyd swak is en iets doen wat ek wil doen, dan ek altyd vir my optel gesing. I need you more touch. Vanmôre 'n baie wonderlike en net genade van die Here Jesus dat ek vanoggend moes hier staan om Sina Berens, Nani
my eie moeder Antie se bedanking aan u julle, gemeenskap van Piska, mense wat van buite gekom het om die familie te ondersteun. Ek wil eerstens begin soos wat ek geleer is dat ons as familie van die Hemelse Vader baie dankie sê vir die 71 jaar wat hy vir Nannie vir ons gegee het. Dan wil ek vir die leiers, want soos ons groot geword het, of toe ek begin kruip en begin by die kerk begin, het my Antie nog altyd voor gestaan en nie langs ons in die kerk gesit het. En dit was altyd vir my begeerte om te vra, hoekom sy? Want ek gewonder altyd hoekom sy. Maar sy het nooit sonder haar kinders kerk toe gegaan nie. En ongelukkig was ek uitgekies en ek was deel van haar kinders. Sy het ons in die kerk groot gemaak tot sover waar sy kon. Sy het ons deur al die leiding van die Bybel, die kerk, het sy ons geleer. En wat sy ons ook geleer het is dat die res van die ander ouers se kinders was ook haar kinders. Ons kon nooit 'n bord kos eet en 'n ander auntie se kind gaan eers moet buite gaan speel. Nee, soos het die gemeenskap se kinders was ook haar kinders. Daarom sê ek hier van die familie se kant af, dankie dat sy nog 'n ouer vir julle se kinders ook kan wees. Dis groot volwasse persone nou al wat sy ook groot gemaak het. Wat ek weet, wat ook miskien vandag persoonlik kon gesê het, dankie. En dan wil ek gaan na die tyd wat sy nou om siek raak. Sy was 'n verpleegster, sy het almal gehelp tot op waar sy kom. En in die tyd nou waar sy siek raak en bietjie aan haar ouderdom raak, sê die familie baie dankie vir julle vir die ondersteuning deur haar siektes. Die tye wat die mense nodig gehad het, daar was altyd mense. En daar was daar wat sy, ek dink die pad is so lekker op in den weg. Jy kon, as sy hier die gras nat spuit, sy het seker heeltyd, het sy net so gemaak. Aan die mense wat daar groep, en sê vir julle ook baie dankie. Mense wat altyd die hek gebruik het om te kom kyk, hoe gaan dit met haar? Hoe gaan dit met haar familie? Ons wil ook vir julle sê baie dankie. Die begrafenisonderneming, dankie vir julle se 'n bystand in 'n baie kort nood. Sens vir julle met die hele span wat deel het gemaak het. Daarvan sê ons vir baie dankie. Ons het mense wat rondom die vuur staan. Deur die hitte, deur die stof, deur alles. Hulle gaan maar nie aan baie laat huis toe. En die span wat gisteroggend begin het, is daar nou nog toe besig. Die familie wil vir hulle ook sê baie dankie. Ek wil ook hier die manne wat die gat gegrou het en ook so mooi uitgebou het, wil ek ook sê baie dankie. Persone wat vir ons kan verskaf het van die skadunette, wil ek ook sê baie dankie. En al die persone wat van buite af gekom het, van ver af en ook die naby, baie dankie vir julle ondersteuning. Die groot breë familie waardeer dit baie dankie. Ons kry nou die volgende draers wat na vore sal kom. Donovan van Nel, François Berends, Jandre Berends, Quentin Berends, Patrick Molele, Johannes Saal. Ons sing nie die Halleluja nie. In die plek van die Halleluja sal ons gesang 152 sing. Lei my nou o groot verlosser. Lei my nou o groot verlosser. May know
maar, sing. Yes, Yeah.